Goeiemôre en welkom by ons erediens vanoggend. Dis 'n groot voorreg om hier by mekaar te kan kom as gelowiges. In die kerk vanoggend doop ons ook vir Luan Du Plessis en ons sê baie geluk aan sy familie en vriende met hierdie ongelooflike en onvergeetlike geleentheid. Dis dan ook vir ons 'n voorreg om stil te staan by die boek van Johannes en ons trek nou al by hoofstuk 8 en ons leer al hoe meer wie Jesus Christus is soos ons deur hierdie evangelie werk. So net daar waar jy is vanoggend, word vir 'n oomblik rustig. Kom ons vra vir die Here om ook hier teenwoordig te wees as ons vanoggend in sy woord wandel. Kom ons bid saam. Almagtige Here, dankie vir die voorreg om U Vader te kan noem, om te weet U het ons lief en Here om in U woord te kan wandel. Here, ons weet dat as ons U woord oopmaak, is U by ons. Mag U U lig vandag skyn, sodat ons sal verstaan wat die waarheid is, sodat ons dit sal gaan uitoefen in ons eie lewens. Seën ons samesyn vandag. Ons is baie dankbaar. Amen. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Ek groet jou vanoggend in die naam van Jesus Christus. Hy is die lig vir die wêreld en ook die lig wat in en deur jou wil skyn. Amen. As ek en jy net sommer so rondom ons kyk en ons sien al die duisternis om ons, kan ons baie maklik benoud raak. Ons weet ons lewe in donker tye. Tye van geweld en moord en oorlog en die sprake van die eindtye. Tye wat ons regtig kan uitdaag en maak dat ons baie keer voel dat ons in die duisternis leef. In sulke tye probeer ek altyd onthou dat hierdie tye ook verby sal gaan. Die bekende uitdrukking in Engels is "This too shall pass". En J.R.R. Tolkien sê in die bekende boeke Lord of the Rings die volgende: "Even darkness must pass. A new day will come, and when the sun shines, it'll shine out the clearer." Iets van dit wil Johannes vir ons kom leer, en hy is so lief gewees om dinge in kontras met mekaar te stel. En hy is dan die een in die evangelies wat lief daarvoor is om die hele tyd vir ons die lig en die donker uit te wys. En dis nie anders in Johannes 8 nie. Hier kom vertel hy eintlik van die mense van die lig teenoor die mense van die duisternis. En hy kom maak dit baie duidelik dat Jesus die lig is, soos hy van homself verklaar hier in Johannes 8 vers 12, en dat ek en jy moet weet, ons kan die lig volg. Hier in Johannes 8 het ons vir Jesus op sy beste. Hy bewys empatie en meegevoel aan 'n vrou wat beskuldig word deur die fariseërs. Hy kom wys ook vir ons wat veroordeling en teregwysing beteken. En hy verklaar ook uiteindelik dat hy God is, wie hy, Jesus Christus, werklik is. Kom ons lees dan saam hier in Johannes 8, vers 1 tot 11. Maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Vroeg die oggend het hy weer by die tempelterrein aangekom. Die hele volk het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifkenners en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel staan. Hulle sê toe vir hom: "Meester, hierdie vrou is op heterdaad betrap terwyl sy oorspel pleeg. In die wet van Moses het hy ons beveel om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u?" Dit het hulle gesê om hom te toets, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle hom kon aankla. Maar Jesus het afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Toe hulle egter volhou met hulle vrae aan hom, het hy regop gekom en vir hulle gesê: "Laat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip na haar gooi." Hy het weer afgebuk en op die grond geskryf. Die wat dit gehoor het, het een vir een van die oudste af weggegaan. Net hy het oorgebly en die vrou daar in hulle middel. Jesus het toe regop gekom en vir haar gevra: "Vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie?" Sy antwoord: "Niemand nie, meneer." Jesus sê toe: "Ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sondig nie." Die boodskap wat ons in die eerste verhaal in Johannes 8 kry is duidelik. Ons moenie oordeel nie, want Jesus oordeel ook nie. Die fariseërs probeer vir Jesus hier uitvang en hulle plaas hom in 'n onmoontlike situasie, wat hulle dink onmoontlik is. Dat hy nou moet kies tussen die wet van Moses of die liefde en genade van God waaroor hy so baie gepraat het.
Maar wat hulle dink 'n onmoontlike situasie is, gebruik Jesus as die perfekte geleentheid om weer eens vir ons te wys wie hy is. Dat God, Jesus, wat self God was, 'n liefdevolle God is, wat nie veroordeel nie, maar juis verlossing aan elkeen wil bied. Die Fariseërs maak uiteindelik 2 foute hier. Eerstens, hulle bring nie die man saam wat in die oorspel saam met die vrou betrap is nie. En dit maak dit dan eintlik onmoontlik om die vrou werklik skuldig te vind. En tweedens, hulle besef nie hier met wie hulle hier praat nie. Omdat hulle die eerste fout maak, kom ek en jy agter dat hulle bedoeling nie werklik was om die vrou tereg te wys nie, maar eerder was om vir Jesus uit te vang. En Johannes noem dit ook hier vir ons. Maar dan met die tweede fout, waar hulle nie besef wie Jesus is nie, het hulle gedink hulle sou hom kon vasvra en hom sou kry om te moes kies tussen 2 dinge, die wet of liefde. Uiteindelik buig Jesus ook dan 2 keer af. Hy skryf 2 keer in die sand. Hoekom doen hy dit? Ons weet dat God deur middel van Moses 2 tablette gegee het waarop die wet geskryf is, die gebooie geskryf is. Ons weet dat hy die wet 2 keer kom gee het. Maar Jesus, wie self God is, het die wet dan eintlik mos self geskryf. En hy is dan in hierdie oomblik teenwoordig waar die Fariseërs hom met die wet probeer uitvang. Ons onthou hoe Johannes gesê het, die woord het mens geword. Hier sit die wet eintlik dan voor hulle en hy skryf in die sand terwyl hulle skarrel en probeer om die vrou te kry om verhoor te word. En hulle besef nie, hulle is van aangesig tot aangesig met die wet van God. Ons lees mos dat hy in die begin al by God was en dat hy God self is, Jesus Christus, die Messias vir die wêreld, die woord wat vlees geword het. En die afleiding hier is duidelik. As hulle die wet gaan gebruik om die vrou te beskuldig, dan sal dieselfde wet hulle ook beskuldig. Ons het 2 uitdrukkings in Afrikaans wat ons hiermee kan help. Die eerste ene, mense wat in glashuise woon, moenie klippe gooi nie. En die tweede een, en dit wat ons ook in die Bybel sien staan, in Matteus 7 vers 5 en ook in Lukas 6 vers 42, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter in jou broer se oog uit te haal. So die boodskap vir ons elkeen hier vandag is eintlik eenvoudig. As jy nie veroordeel wil word oor jou sonde nie, moenie ander oordeel nie. Die beste deel van die storie is dan eintlik wat gebeur nadat die Fariseërs en die wetgeleerdes een vir een wegloop. Die interaksie tussen Jesus en die vrou. Hy het afgebuk, so half gelyk met haar gestaan, terwyl sy beskuldig was. En as die mense weg is, dan staan hy op en hy nader haar. En nadat al die beskuldiges weggeloop het, vra Jesus vir haar, maar waar is hulle nou? En sy sê dat hulle weg is. En Jesus sê, ek gaan jou ook nie veroordeel nie. Wat hier belangrik is dat Jesus die oordeel van haar af wegneem, voordat hy vir haar sê hoe om te gaan lewe. Met ander woorde, as jy vrygemaak is dit makliker om uit dankbaarheid te gaan gehoorsaam, te gaan lewe in gehoorsaamheid. Mag ek en jy onthou, ons is ook vrygemaak. Ons word vrygespreek van ons sonde, nog voor ons dit verdien. En mag ons dan ook gaan leef uit dankbaarheid vir hierdie vryheid wat ek en jy uit die Here se hand uit ontvang. Verder vertel Jesus vanaf vers 12 dat hy die lig vir die wêreld is. Ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal beslis nie in duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Hy is die lig. Jesus het kom wys hoe donker dit kan word deur self die lig te probeer wees in jou eie lewe. Te probeer uit jou eie mag, uit jou eie verdienste uitlewe. Maar hy kom wys eintlik, hy is die lig. En al wat ek en jy hoef te doen, is om na die lig toe te draai. Sy woorde en werke is die waarheid. En die Fariseërs sin is uiteindelik vals. En hy kom verduidelik hier wat dalk nie so maklik is om in daai tyd te hoor nie. En vandag steeds nie maklik is om te hoor nie.
maar dit is, dat om Jesus te verwerp, of hom nie te ken nie, tot verwerping lei. Jesus en die Vader is een, kom sê Jesus hier. En as jy Jesus verwerp, as jy ontken wie hy is, dan verwerp jy ook die Vader en die skepper van die aarde. Jesus waarsku dan die Fariseërs in vers 24, dat hulle gaan sterf as gevolg van hulle sonde. En as julle aanhou aandring om in die donker te lewe en die lig van die lewe te verwerp, al is dit voor julle, sal dit lei tot julle veroordeling. Een van my gunsteling aanhalings is deur J.K. Rowling, happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light. Ons moet die lig aansit, ons moet die lig erken, en uiteindelik, ons moet in die hoofletter lig glo, sodat die duisternis in ons eie lewens verdryf kan word deur Jesus Christus, die waarheid en die lig. Sodat die duisternis om ons, wat ons so bedreig, nie ons sal oorweldig nie, want ons het die ware lig by ons. Ek en jy is mense van die lig. En uit hierdie verhaal in Johannes 8 leer ons hoe mense van die lig dan lewe. Mense van die lig, hoor ons in vers 2, het die ouer gewoonte om met ander oor God te gesels. Ons lees dit uit die boodskapvertaling. Ouer gewoonte het hy met hulle oor God gesels. Dis nou Jesus. Mense van die lig herken hulle eie menslikheid, hulle eie sondigheid en oordeel nie ander nie, want God oordeel ons ook nie. Ons hoor dit in vers 10 en 11. Jesus sê toe, ek gaan ook nie, gaan gerus, maar ook vir jou is daar 'n voorwaarde. Gaan stel nou vir daardie mense 'n voorbeeld hoe om gehoorsaam aan God te leef. Die boodskap, vers 11. Verder is mense van die lig getrou aan die woord van God. Hulle bly in sy woord en so is hulle ook ware disippels. Hulle ken die waarheid en die waarheid maak hulle vry, soos ons in vers 32 hoor. Vers 31 en 32 sê, toe sê Jesus vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, sal julle waarlik my disippels wees, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Die derde ding wat mense van die lig weet, is dat hulle werklik vry is, en dat hulle nie vry is op eie verdienste nie, maar deur die Seun wat hulle vrymaak. Vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Jesus Christus maak ons vry. Ons kan dit nie vir onsself doen nie. Ons kan dit nie deur ons eie verdienste doen nie. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons kan nie vergifnis, verlossing, vrymaking verdien nie. God doen dit, en hy doen dit deur sy Seun, Jesus Christus. Ken jy hom? Hy is die een wat jou waarlik wil vrymaak, vandag nog. Jesus help jou om los te breek van die sonde, wat so houvas op jou lewe het, en hy wil jou werklik kom vrymaak, sodat jy met geen houvas lewe nie, maar lewe in die lig van sy waarheid. Jy is vry om in die lig te lewe. Maar Johannes kom skets dan ook hier 'n prentjie met Jesus se woorde, wat die ander realiteit vir ons uitbeeld, die donkerte vir ons uitbeeld. Mense wat kies om in die duisternis te bly en te leef, is dan mense van die duisternis. En hulle begryp en hoor nie wat Jesus sê nie, vers 43. Hulle kom van die duiwel, die mensemoordenaar af, en hulle wil sy begeertes uitvoer. Hy wat nie staan by die waarheid nie, die vader van die leuns, vers 44. En dan laastens, hulle glo nie vir Jesus wat die waarheid praat nie, vers 45. En dit lei tot veroordeling. Ons kan saamvat dat ons hierdie laaste argument wat ons kry vir weet wie Jesus werklik is wanneer hy met hulle praat. Hier in vers 58 hoor ons, amen, amen, ek sê vir julle, ek is al van voordat Abraham gebore is. Hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus het hulle ontduik en die tempelterrein verlaat.
Amen, amen. Ek is, al van voordat Abraham gebore is. Jesus verwys hier na homself as ek is. En dit is hoe God na homself verwys in Eksodus 3 vers 13 en 14, wanneer hy aan Moses verskyn en verklaar dat hy God is. Die God van die Ou Testament, Jahwe, is ook die God in die Nuwe Testament, Jesus Christus. Hy is God self. Hy is die een wat red en verlos en vrymaak. Hy wil ook hier die wêreld kom vrymaak, soos wat Jahwe die Israeliete wou bevry het. Hier moet hulle weet, hulle praat nie sommer met enige iemand nie. Hulle praat met God self. Hulle praat met die woord en die wet self. Mag ek en jy vandag besef wie Jesus is. Hy is die lig wat die duisternis verdryf het. Ons kan vir hom lewe. Ons word nie veroordeel nie. Maak enige iets anders dan werklik saak. Hoekom sal ons nou nog in die donker rondstrompel as ons die lig in Jesus het? Nee, ons kan kies. Ons kan glo en daarvan oortuig wees dat Jesus die lig is wat al die donkerte in ons lewens wil kom verdryf. Al wat ek en jy hoef te doen is om na die lig te kyk, na die lig te draai en nie die donkerte toe te laat om ons te oorrompel nie. Lewe in die lig, vertrou in die lig, lewe in woord en in waarheid. En onthou, Jesus neem die vrou se oordeel weg voordat hy vir haar sê hoe om te lewe. Ons moet nie vasgevang raak oor hoe om te lewe nie. Ons moet leef vanuit die verlossing wat ons ontvang het, vanuit die vryheid wat God gee en die res sal van self volg. Met ander woorde, gaan wys genade aan ander, want God wys genade aan jou. Moenie oordeel nie, want God veroordeel jou nie. Hy vergewe jou. Ek sluit af met 'n lied uit die liedboek, lied 324, so lief het God die wêreld. Kom ons luister na hierdie woorde. So lief het God die wêreld, dat hy vir ons sy seun, sy enigste gegee het, ons redder, lig en steun. Wie in hom glo sal lewe, sal nooit verlore gaan, maar het die ware lewe as God se erfgenaam. Die seun het nie kom oordeel, hy kom om vry te spreek. Sy koms het oor die wêreld 'n nuwe dag laat breek. Maar hulle wat nie glo nie, bly self veroordeeld staan. Die liefde vir die duister laat hul verlore gaan. So kom die stryd, die skeiding van duisternis en lig. Wie aanhou met die slegste, hul lewens bly ontwrig. Maar wie uit God gebore die waarheid soek en doen, kom dankbaar na die lig toe, as kind met God versoen. Kom ons gaan lewe soos mense van die lig. Amen. Here God, dankie vir u boodskap hier uit Johannes 8 uit, die wonderlike verhaal van die vrou, en Here, hoe u met haar interaksie het. Dankie dat ons hieruit kan leer, u veroordeel ons nie. Ons kan in die woord bly, ons kan die waarheid ken, en ons kan weet, u het ons werklik vrygemaak. Dankie Here dat u vir ons die lig is, wat in die donker skyn, dat u alle duisternis in ons lewens wil verdryf, dat u ons lief het, maak nie saak wat nie. Ons is net so lief vir u, Here. Amen. Gaan kyk gerus na ons afkondigings, gaan kyk vir ons dorkaslys, dalk is daar iemand wat jy ken vir wie jy kan bid, en ons sê ook baie geluk aan almal wat verjaar, mag die Here julle seën. Daar's ook 'n paar dinge wat hier na die einde van die jaar se kant toe gebeur, waaroor ons opgewonde is. Aan die laaste Sondag van Oktober lê ons belydenisgroep, ons finalejaars geloofsbelydenis af. Ons sien uit na hierdie wonderlike geleentheid. En dan is dit ook 'n groot voorreg vir ons om vir Dominee Neels 'n afskeidspreek en geleentheid te hou op 2 November, so 'n dag na sy verjaarsdag. Sy kontrak met die gemeente eindig dan aan die einde van Desember, maar ons vier so lank fees en ons is dankbaar saam en ons sê dankie op 2 November met Dominee Neels Klopper se afskeidsgeleentheid tydens die erediens op Sondag 2 November. Kom gerus en geniet dit saam met ons. En dan sien ons ook uit vir Kerssangdiens aan die einde van die maand van November. As jy wil betrokke raak, laat weet. Ons gaan ook gemeenteete daarna hou en ons sien uit daarna. En dan kondig ons laastens in hierdie maand My Hart maand af, of 'n maand van hoop
En ons wil graag hierdie tyd gebruik as 10de maand om geld in te samel vir die noodfonds en die behoeftiges in ons gemeente en in die gemeenskap. Maak gerus 'n bydrae en hou ons kommunikasie dop. Ons is opgewonde vir 10de maand en vir 'n maand vol hoop. Mag dit 'n wonderlike week vir jou verder wees. Ek sluit af met 'n aanhaling weer eens deur J.R.R. Tolkien. Some believe it is only great power that can hold evil in check. But that is not what I have found. It is the small, everyday deeds of ordinary folk that keep the darkness at bay. Small acts of kindness and love. Mag ons dan ook so gaan leef. Ons sing 'n lied saam, 'n lied wat sê, wie die seun vry maak, is waarlik vry. Mag ek en jy weet, ons is waarlik kinders van God. Ons is wie God sê ons is. Kom ons sing saam. Wie is ek dat die hoogste Heer my in sal nooi? Eers verlore, maar nou gevind, o, hy is lief vir my. O, hy is so lief vir my. Wie die seun vry maak, o, is waarlik vry. Ek's 'n kind van God, ja, ek is. Vrygekoop, uit my skuld betaal, sy genade is diep. Wyl steeds in my sonde skuld, het Jesus vir my gesterf. O, hy het vir my gesterf. Wie die seun vry maak, o, is waarlik vry. Ek's 'n kind van God, ja, ek is. In my Vaders huis is 'n plek vir my. Ek's 'n kind van God, ja, ek is. Ek's gekose, nie verlate. Ek is wie U sê ek is. U staan vir my en nie teen my. Ek is wie U sê ek is. Ek's gekose, nie verlate. Ek is wie U sê ek is. U staan vir my en nie teen my. Ek is wie U sê ek is. Wie die seun vry maak, o, is waarlik vry. Ek's 'n kind van God, ja, ek is. In my Vaderhuis is 'n plek vir my. Ek's 'n kind van God, ja, ek is. Ontvang dan ook vandag die seën van die Here. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Wanneer die seën julle dan vrymaak, sal julle werklik vry wees. Gaan leef in die waarheid en die vryheid van God, soos die mense van die lig. Amen.